Watter een van die volgende organiese reaksies sal slegs plaasvind wanneer dit aan lig blootgestel word? Die korrekte antwoord is D. Kom ons kyk na al 4 die reaksievergelykings. Opsie A begin met eteen, dit is 'n onversadigde alkeen. Ons voeg hierby waterstofgas en dan eindig ons met etaan wat versadig is. Hierdie is 'n addisiereaksie. Ons noem dit hidrogenering of hidrogenasie. Wat is nodig hiervoor? 'n waterstofryke atmosfeer en dan as katalisator platinum, nikkel of palladium. Hier sien ons dan by opsie B die eliminasiereaksie, wat die teenoorgestelde is van die addisiereaksie wat in A vir ons gegee is. Ons begin met die versadigde alkaan, etaan. En hier verwyder ons basies 2 waterstofatome in die vorm van 'n waterstofmolekuule en dit laat ons dan met die onversadigde alkeen eteen. Nou, afhangende van watter handboek jy het, is hierdie reaksie kraking. Meer spesifiek is dit dehidrogenering, want ons verwyder 'n waterstofmolekuule en kraak nie regtig die oorspronklike ketting nie. Nou, hierdie sal slegs plaasvind as katalitiese kraking plaasvind. Termiese kraking gaan nie vir ons hierdie reaksie gee nie. Met ander woorde, ons benodig 'n katalisator en lae temperature om hierdie reaksie te laat gebeur. Die C begin met die onversadigde eteen. Ons voeg 'n halogeen by, kloor in hierdie geval. Die dubbelbinding word gebreek en beide klooratome bind met 'n koolstofatoom. Die produk wat dan vorm is 1,2 dichloroetaan en hierdie reaksie gaan spontaan plaasvind. Daar's nie sonlig, UV-lig of hitte hiervoor nodig nie. Dan die korrekte antwoord D. Ons begin met etaan, ons voeg weer eens kloor by, maar kyk mooi, slegs 1 kloor bind aan die koolstof, die ander kloor bind met die waterstofatoom wat verwyder is om vir ons waterstofkloried te vorm. Die hoofproduk se naam is chloroetaan. Jy mag dalk vra hoekom nie 1 chloroetaan nie. IUPAC verkies chloroetaan want daar is nie iets soos 2 chloroetaan nie. Net 'n slotopmerking, as dit kom by halogenering, moet jy onthou, daar's halogenering van alkane wat nie spontaan is nie, jy het UV-lig, sonlig of hitte nodig en dan is daar die halogenering van alkene en hierdie laasgenoemde reaksie vind spontaan plaas. Met ander woorde, jy het nie UV-lig, sonlig of hitte daarvoor nodig nie.